Oorweeg die reaksie voorgestel deur die gebalanseerde vergelyking. Die aktiveringsenergie vir die voorwaartse reaksie is 180 kJ en die van die terugwaartse reaksie is 200 kJ. Die reaksiewarmte is, die korrekte antwoord is B, minus 20 kJ. Kom ons begin met die voorwaartse reaksie. So ons gaan begin met die reaktanse en dan gaan ons fokus tot by die kruin waar ons die geaktiveerde kompleks kry. Nou die verskil tussen daardie twee energievlakke is die aktiveringsenergie vir die voorwaartse reaksie. En in hierdie vraag is dit 180 kJ. Volgende kyk ons na die terugwaartse reaksie. Nou begin ons hieronder en ons mikpunt is weer die geaktiveerde kompleks daar by die kruin. Nou is die verskil tussen hierdie twee energievlakke gelyk aan die aktiveringsenergie vir die terugwaartse reaksie en dit is 200 kJ. So die vraag is nou, wat is die reaksiewarmte? Nou jy kan delta H bereken deur die aktiveringsenergie van die voorwaartse reaksie te vat en dan die aktiveringsenergie van die terugwaartse reaksie daarvan af te trek. Met ander woorde 180 minus 200 en dit gee vir jou minus 20 kJ. Nou hoe gaan jy dit maklik onthou? Hierdie is 'n voorbeeld van 'n endotermiese reaksie. Jou reaksiewarmte is positief en hierdie is 'n voorbeeld van 'n eksotermiese reaksie, die groot een aan die linkerkant, dit is ook 'n eksotermiese reaksie en dan is jou reaksiewarmte negatief. Nou wat doen jy? Jy moet sien dat daardie geaktiveerde kompleks energielyn gaan dieselfde wees vir die voorwaartse en die terugwaartse reaksie. En dan moet jy net die twee kante met mekaar vergelyk. In hierdie geval aan die linkerkant net 180, aan die regterkant al die pad af tot by 200. Met ander woorde, die produkkant is laer as die reaktantskant en gevolglik weet jy dit moet eksotermies wees. En omdat dit eksotermies is, weet jy delta H moet negatief wees. So jy sit met 'n 200, jy sit met 'n 180, jy weet jy moet die verskil kry en jy weet daardie verskil moet negatief wees. So dit gaan 180 minus 200 wees. As die 200 eerste was en die 180 daarna, het jy hulle ook afgetrek van mekaar en dan is dit 20 en dan vra jy jouself die vraag af, watter een is groter aan die reaktantskant of die produkkant? En as jy sien aan die reaktantskant is groter as aan die produkkant, dan sal jy sien delta H moet positief wees, dis endotermies, so dit is positief 20 kJ in daardie geval. Hier het ek net fiktiewe waardes gebruik om dit te illustreer. Ons begin met 101 kJ. Ons gaan al die pad op tot by die geaktiveerde kompleks. Ons voeg 180 kJ by. Ons is nou by 281 kJ. Dan gaan ons 200 kJ na onder en dan eindig ons by 81 kJ. En as ons dan 81 kJ vat, my eindpunt, minus die 101 kJ waar ek begin het, dan kry ek minus 20 kJ. Dis 'n eksotermiese reaksie, die vorm van die grafiek wys dit ook. En net sommer vir interessantheidshalwe, as 'n reaksie geskryf word en daar word gesê die delta H is minus 20 kJ, dan volgens konvensie verwys daai gewoonlik na die reaksiewarmte vir die voorwaartse reaksie soos dit geskryf is. Die reaksiewarmte is dus opsie B, minus 20 kJ.